Vader, dankie dat ons vanoggend hier kan wees. Vader, dankie dat ons vanoggend net voor U kan kom en sê, Here, dat U is die heilige God. Here, dankie dat ons net met vrymoedigheid deur die Seun vanoggend kan nader. Here, dankie dat ons ook vir ons gemeenskap kan bid. Dankie dat ons vir ons kinders kan bid. Dankie dat ons vir ons gemeente kan bid. Dankie dat ons vir die persoon langs ons kan bid, Here. Dankie dat ons net mekaar aan U kan opdra. Dankie dat ons weet U is 'n goeie Vader. En ons sal 'n goeie Vader nie gee dit wat ons van U vra nie. Ons eer en ons loof U. Amen. So ons het volgende nagmaal. Ons gaan volgende nagmaal bedien. En ek wil iets deel rondom die nagmaal. Maar ek gaan dit dalk uit 'n ander hoek benader as wat jy al gehoor het voorheen. So, voor ek dit doen, wil ek eers vir julle 'n vraag vra. Nou, ek het nou nie 'n beloning vir wie ook al die vraag het nie, maar ek sal jou hand kom skud. OK. Kan dit werk? OK. Wie van julle kan vir my sê, daar's baie titels wat aan Jesus toegeken word, né? As ek reg, daar's baie name wat aan hom toegeken word. Ons het nou weer van Immanuel gehoor en oor Immanuel gebid. Maar wat is die titel? Wat is die titel wat Jesus die meeste gebruik om homself aan mense voor te stel? Wat is die titel wat Jesus die meeste aan homself toeken? Is dit nie die Seun van die mens? 100%. Ek het gedog dit gaan 'n uitdagende vraag wees, maar lyk my nie dis 'n uitdagende vraagie. So tannie Meisie het gesê vir die van julle wat nie gehoor het nie, die titel wat Jesus die meeste gebruik, die titel wat Jesus die meeste aan homself toeken, is die Seun van die mens. Wie van julle het dit geweet? Julle het geweet. Seun van die mens. Nie die Seun van God nie, nie Christus nie, nie Immanuel nie, Seun van die mens. Seun van die mens. OK. Nou die Seun van die mens is 'n titel uit Daniël uit en ons sal nou daar kom. En dit is so 'n kragtige titel en ek wil dit vanoggend koppel met die nagmaal vir die volgende rede. Blaai saam met my na Johannes 6 toe. Johannes 6. So net om vir julle 'n bietjie agtergrond te gee oor Johannes 6. Die vermeerdering van die brode het plaasgevind en Jesus het oor die see gevaar en sy disippels. En hulle kom by die ander kant en hierdie menigte mense agtervolg hom. So Jesus en sy disippels en al hierdie mense is in hierdie milieu en Jesus is besig om met hulle te praat en hy sê so baie, ek wil die Engelse woord gebruik, profound goed in Johannes 6. En hy begin leer eintlik al oor die nagmaal in Johannes 6. Hy begin voorspel sy kruisiging en hy begin leer oor die nagmaal, dit wat hy vir ons agtergelaat het. Onthou, die nagmaal is deur Jesus self ingestel, né? Die nagmaal is nie deur die kerk ingestel nie. Ons noem dit nagmaal vandag. Maar Jesus het self nagmaal ingestel. OK, by die laaste maaltyd saam sy disippels. En die kerk het net die gebruik gevat. Dis deur die Here Jesus aan sy kerk gegee, direk. Nou hoor wat sê Jesus in Johannes 6. Ons lees al in vers 51. Dis 'n lekker lang hoofstuk as jy deur Johannes 6 wil gaan lees. So Johannes 6 vers 51 sê die volgende: Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. En as iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Jode het toe met mekaar gestry en gesê: Hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? En Jesus sê vir hulle: Voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Weer vers 53. En hy sê vir hulle: Voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. So Jesus is besig om met Jode te praat. Ons moet dit in ag neem, né? So die oomblik toe Jesus vir hulle sê, die Seun van die mens, toe gaan hulle kop dadelik, en ek gaan dit sommer hier vir ons neerskryf, na Daniël 7 toe. Daniël 7 is die eerste keer in die Bybel wat ons lees van die Seun van die mens. Maar wat sien ons in Johannes 6? Ons sien Jesus koppel die Seun van die mens
met die nagmaal. Jesus koppel die seun van die mens met die nagmaal. Hy koppel sy vlees en sy bloed wat hy vir die wêreld gaan stort. Hy sê hierso hy stort dit vir die wêreld. Hy koppel dit met 'n gebruik wat hy aan sy kerk gaan gee, die nagmaal. Voor ons meer kan sê, moet ons net eers verstaan wat beteken die seun van die mens. So blaai saam met na Daniël 7 toe. Ons gaan vanoggend 'n bietjie rondblaai, maar ek wil vir julle lekker 'n basis gee en 'n mooi verduideliking gee. So konteks in Daniël 7. Daniël sê hy het 'n droom gekry. Hy het nagvisioene gekry. En in hierdie droom, in hierdie visioene, sien hy klomp goed. Hy sien diere wat uit die see uit opkom. Hy sien diere wat 10 horings het. Hy sien al hierdie visioene voor hom. Nou ek gaan nie vandag in al die beeldspraak van Daniël ingaan nie, en dis nie nodig om daarin te gaan nie. Kom ons lees dan vers 9 van Daniël 7. En hy sê ek het bly kyk, dis nou Daniël. Hy's besig om na hierdie visioene te kyk wat hy kry. Hy sê ek het bly kyk totdat trone reg gesit is en 'n oue van daar gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu, die hare van sy hoof so skoon wol. Sy troon was 4 vlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. Duisende maal 10.000 het voor hom gedien en 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Wie beskryf Daniël hierso? Vir wie is hy besig om te beskryf? Jesus. Ek hoor almal sê Jesus. Wie stem saam hy is besig om vir Jesus te beskryf? OK, hy is nie besig om vir Jesus te beskryf nie. Hy is nie besig om vir Jesus te beskryf nie. Ek gaan nou vir julle wys. Ek het toe bly kyk vanweer die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het. Ek het gebly totdat die dier dood gegaan het, sy liggaam vernietig is en aan verbranding deur vuur oorgegee is. Ook aan ander diere is hulle heerskappy ontneem en die verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur. En ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het eengekom, soos die seun van 'n mens. En hy het gekom tot by die oue van daar en hulle het hom nader gebring voor hom. En aan hom is gegee heerskappy, eer, koningskap en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Daniël het eerste die oue van daar gesien. Die oue van daar is God die Vader. Is God die Vader. En hier kom die seun van die mens. Nou hoe weet ons Jesus is die seun van die mens? Ons het nou gelees, dis 'n titel wat Jesus vir homself vat. Maar weet julle al nog met wolke in die Bybel sien opvaar? Julle al nog iemand buite Jesus gesien opvaar op wolke? Elias in 'n koets kom haal, ons weet nie wat met hom nog gebeur nie. Hy is net opgeruk. Maar Jesus is die enigste een wat op wolke opvaar. Nou as jy in die Ou Testament kyk en wat Jode geglo het, is om op wolke te vaar 'n teken van autoriteit en dis 'n kenmerk wat net aan God toegeken word. Dis al wat dit is, kan net aan God toegeken word. Daar's verskeie tekste en ek gaan nie in hulle ingaan nie, want dit gaan te lank vat. Maar dis 'n teken van goddelikheid. Dis 'n teken van autoriteit om op wolke te mag opvaar. En in hierdie gesig wat Daniël sien hy hoekom die seun van die mens op die wolk en hy kom voor die oue van daar en hy gaan tot voor hom. Nou waarvan af kom die seun van die mens? Hy kom van die aarde af. Dis reg. Handelinge 1 sê die engele wat vir die disippels? Hierdie Jesus wat julle sien opvaar het, sal weer kom net soos wat hy gegaan het. So die seun van die mens gaan op die wolke op. En hy kom tot voor die Vader. Nou weet ons waartoe Jesus was. Hy is na sy Vader toe. En ek sal nou vir julle nog 'n teks lees wat daarbey aansluit. Maar as ons hierna sien, as ons in hierdie konteks kyk, hoor gou wat staan in vers 11. Daar staan in vers 11, in vers 10. En hy sê 1000 maal 1000 het voor hom gedien. 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. Die geregheid gaan sit en die boeke is geopen. So wat is besig om in hierdie troonkamer te gebeur? As 'n oordeel besig om plaas te vind. Maar die oordeel word geonderbreek deur wat? Die seun van die mens wat op die wolke kom. Waarvan af kom hy? Van die aarde af. Wat het hy sopas gedoen? Hy het sopas sy lewe neergelê vir die wêreld,
en hy het uit die dood uit opgestaan. En hy kom voor die Vader as 'n voorspraak. Hy kom voor die Vader en hy kom sê, Ouwe vandag, Vader, ek het sopas my lewe vir die wêreld gegee. Hy kom voor die Vader en hy getuig van wat hy gedoen het op aarde. Kom voor die Vader en hy getuig van wat hy kom doen het op aarde. En wat hy kom doen het op aarde, is hy sê, Vader, ek het die wêreld met jou versoen. My bloed het die weg gebaan, dat daar geen meer vyandskap tussen God en die mens hoef te wees nie. Dis wat Jesus kom doen toe hy daar aankom. Maar hy sê nog 'n ding, as hy daar aankom. Hy sê die owerste van die wêreld is reeds geoordeel. Jy het al gelees, Jesus sê dit in Johannes 16. Hy sê die owerste van die wêreld is reeds geoordeel. Wanneer het dit gebeur? Aan die kruis. Aan die kruis het Jesus die owerste van die wêreld, Satan, oorwin en sy oordeel is op hom. En wat is sy oordeel? Die poel van swaal en vuur wat nog sal kom. OK, dis Satan se oordeel. So in hierdie prentjie, in hierdie beeld, in hierdie visioen wat Daniël gesien het, sien hy die seun van die mens. En die seun van die mens, as ons verder lees hier van vers 13 af, dan sien ons ook, en hulle het hom nader gebring voor hom, so hulle het vir Jesus nader gebring voor die Vader, en aan hom is gegee heerskappy, eer, koningskap, al die volke en nasies en tale het hom vereer. As jy Filippense 2 gaan lees dit in julle vrye tyd. Filippense 2 koppel so mooi in. Want Filippense 2 praat van hoe Jesus homself ontledig het, die gestalte van 'n diensknegt aangeneem het. En deur sy gehoorsaamheid het hy sy beloning ontvang. Deur sy gehoorsaamheid het hy sy beloning ontvang. En sy beloning is dat elke knie sal buig. Julle ken die skrif. Elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is tot eer en verheerliking van die Vader, né? Dit is Jesus se beloning vir wat hy gedoen het. Jesus word as die koning van God se koninkryk gesalf en gevestig. sien julle dit? Is julle nog by? Ek moet vir julle eers 'n mooi beeld skep van die seun van die mens, want ek wil by 'n kragtige ding uitkom by die nagmaal. So die seun van die mens het ons nou self ons vasgestel, dis Jesus. Jesus was ons offer. As ek aan hierdie kant kan skryf oorkant offer, is Jesus het sy vlees en sy bloed vir ons gegee. Is ek reg? En hy nooi ons in die nagmaal om dit te kom gedenk. Die seun van die mens kom en hy kom nooi ons. Johannes 6, ons het dit nou gelees. Maar kom ek lees gou vir julle Matteus 26. Julle kan saam met my blaai as julle wil. Maak notas, gaan luister weer na die preek. Ek weet dis baie teksgedeeltes. Maar ek wil dit ons lekker opstel. So as ons in Matteus 26 kom, dan gaan ons al kyk in vers, het ek net gou die regte vers kry. Kom ons lees van vers 60 af. Okay, in Matteus 26. So Matteus 26 vers 60. En hoewel daar baie valse getuies gekom het hulle niks gevind nie. Maar op laas kom daar 2 valse getuies en hulle sê, hierdie man het gesê, ek kan die tempel van God afbreek en dit in 3 dae opbou. Daarop staan die hoofpriester op. So Jesus is nou voor die Joodse raad, né? Hy is besig om sy oordeel te ontvang. Daarop staan die hoofpriester op en sê vir hom, antwoord u niks nie. Wat getuig hierdie manne teen u? Maar Jesus het stil gebly. En die hoofpriester antwoord en sê vir hom, ek besweer u by die lewende God, dat u vir ons sê, of u die Christus, die seun van God is. Hoor wat sê Jesus vir hom. Jesus antwoord hom, u het dit gesê. En hoor wat sy titel ken Jesus aan homself toe. Maar ek sê vir u almal, van nou af, sal u die seun van die mens sien sit, aan die regterhand van die krag van God, en kom op die wolke van die hemel. So Jesus het reeds geweet, hoe gaan hy na sy Vader toe gaan, né? Jesus is besig om met die Fariseërs hier te praat. Hy is besig om vir die Joodse raad te sê, die Sanhedrin. Hy is besig om vir hulle te sê, julle weet nie wie voor julle staan nie. In my opinie. Hy sê vir hulle, ek is nie die Christus nie. Hy sê jy het dit gesê. Hy sê jy sê ek is die Christus. Jy sê dit. Hy sê jy sê ek is die seun van God.
Hy sê nie hy's verkeerd nie, hy sê jy sê dit. Jy sien reg. Maar daar's nog iets wat jy nie sien nie. Hy sê ek is die seun van die mens. Ek is die seun van die mens wat op wolke gaan opvaar tot by die regterhand van die God wat jy aanbid. En daar gaan ek sit. En soos wat ek weer op die wolke gaan ek kom om die wêreld finaal te oordeel. So sien jy iets wat ons moet verstaan. By Jesus se kruisiging het daar oordeel plaasgevind. Die oordeel oor sonde. Die oordeel oor sonde. Jesus het met sonde aan die kruis gedeel. En hy gaan op na sy Vader toe, en ons lees daarvan in 1 Johannes 2. As kom 1 Johannes 2 sê, ons het 'n voorspraak by die Vader. Dis Jesus. Dat as ons sondig, is ons sonde ons vergewe. Want Jesus staan daar, hy het reeds vir dit betaal. God die Vader kyk net na sy seun, wat aan sy regterhand sit en sê, seun, jy het reeds vir dit betaal. Jy het reeds vir dit betaal. Jy het reeds vir dit betaal. En die evangelie word gepreek. Nou, vandat Jesus opgegaan het, word die evangelie van die koninkryk gepreek. Die evangelie van Jesus Christus, wat vir ons sondes gesterf het, wat in ons lewens wil heers. Maar daar kom 'n tyd, wat die Vader vir Jesus gaan sê, nou kan jy gaan. Matteus 24 vers 30, dan sê Jesus, julle sal die seun van die mens sien kom, op die wolke. Sy engele het vir hom gesê, hy sê vir die disippels, julle sal die seun van die mens sien kom, julle sal vir Jesus sien kom, soos wat hy gegaan het, so sal hy weer kom, op die wolke. Jesus die tweede keer op die wolke kom, is dit die finale oordeel. Dis die wederkoms. Die seun van die mens wat weer op die wolke gaan kom. Die finale oordeel. Wat gaan by die finale oordeel gebeur? Wel, Satan gaan finaal en vir altyd vernietig word. Hy gaan in 'n poel van swaal en vuur gestort word. En wie nog? Ongelukkig die mense wat vir Jesus nie aangeneem het nie. Maar hoor mooi wat ek sê. Ek sê nie die sondaars nie. Ek sê die mense wat die seun van die mens nie aangeneem het nie. Luister mooi. In hierdie dispensasie, waar Jesus nou aan die regterhand van sy Vader sit en wag om weer te kom, is daar nie oordeel oor sonde nie. Daar's een maatstaf. Wat het jy met Jesus gedoen? Is dit reg? Hoor julle dit? Maak dit vir julle sin? Wie van julle het al gehoor jy gaan geoordeel word oor sonde op die einde? It's not gonna happen. Dis nie wat die Bybel leer nie. Want Jesus verniet gesterf. Want Jesus verniet gesterf. Nou ek julle vir my vra Reino, nou dis alles mooi en goed en wel. Nou hoe skakel dit dan nou by die nagmaal in? Kom ek gee eers vir julle nog 'n versie. Hoor gou wat sê Paulus. Nou, julle moet nou weet wie Paulus is, né? Ons almal ken die apostel Paulus. Maar Paulus sê in die boek van Filippense, hy was 'n fariseer van fariseërs. Hy was onder die wet onberispelik. Hy was sy naaste ver vooruit. Hy het aan die voete van Gamaliel gesit. Hy was lief vir die wet, hy was lief vir die profete. Dis wie Saulus was. Saulus was, né? Hy was eers Saulus voor hy Paulus geraak het. Hoor gou wat sê hy in 1 Korintiërs 11 vers 23. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. In vers 23, 1 Korintiërs 11. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê: Neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. So Jesus self in die nagmaal ingestel, né? Reeds so gesê. Vers 25. Net so ook die beker na die ete met die woorde: Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Hoor wat sê Paulus in vers 26. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Paulus koppel die nagmaal met Jesus se tweede koms.
Nou kom ek lees weer vir julle Johannes 6, wat Jesus ook sê. Die eerste teks wat ons gelees het. Johannes 6 vers 53. Hoor wat sê Jesus hier. Hy sê voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. So Paulus kom ook en hy kom en hy sê, ek gaan sommer hier skryf, wederkoms. Paulus in 1 Korintiërs 11 gee vir ons nog 'n laagie by. En wat Jesus ook self gesê het. Jesus self koppel die seun van die mens en die nagmaal aan sy tweede koms. Nou, hoekom is dit kragtig? As jy 'n Jood was en Jesus praat, daai teks wat ons in Matteus 26 gelees het met die Sanhedrin. Hy praat hier in Johannes 6, praat hy met Jode. Die Jode het 'n verwagting gehad tot 'n Messias. En baie Jode het 'n verwagting gehad vanuit Daniël 7 dat die seun van die mens die Messias sal wees. Wat vir hulle 'n geweldige oorwinning gaan bring. Dat hulle weer voor God sal bring, dat hulle in glorie voor hom sal staan. Dat hulle ophou sal onderdruk word deur die Romeine. En baie van hulle het hierdie seun van die mens as 'n goddelike wese gesien. Hulle het hom gesien as 'n goddelike wese. So toe Jesus, en dit wys jou iets van Jesus se karakter. Jesus in Matteus 26 en in die ander evangelies lees ons ook al van. Hy weet presies wat hy doen. Voor sy kruisiging, as hy die Fariseërs in die oë kyk en hy sê vir hulle, ek is die seun van die mens. Weet jy wat sê hy vir hulle? Ek is God. En hy staan nie terug nie. Hy happie in sy woorde nie. Hy sê ek is God. Maar hy sê nog baie meer as dit. Hy sê ek is God wat mens geword het. Bloed en vlees aangeneem het. Om op hierdie punt te kom, om te kom sterf vir julle. En hy sê vir die Fariseërs eintlik, ek het sterf vir julle ook. Hy sê vir die mense wat op pad om 'n oordeel om te spreek, hy sê ek sterf vir julle ook. Jy sien, die seun van die mens wil nie hê dat enige iemand moet veroordeel word nie. Hy wil nie hê dat enige iemand in die hel moet beland nie. Hy het gekom om vir ons sonde te sterf, dat ons nie veroordeel moet word nie, dat ons vrygespreek kan word. Jy sien, ons besef nie altyd, en die Jode het dit na 'n oomblik besef, wat Jesus besig is om te besê. Ons het al so nam geword baie keer, dat die God van die heelal, die een wat alles geskaap het, homself beperk het, om bloed en vlees te word, om vir my en jou te kom sterf. Want Jesus het geweet, as hy met die wolke opvaar, en hy gaan sit aan die regterhand van sy Vader, dan gaan daar 'n tyd kom, dat die seun van die mens weer op die wolke moet kom, en 'n finale oordeel moet bring. En hoor wat sê Jesus, net vroeër in Johannes 6. Hy sê vir hulle, al wat die Vader my gee sal na my toe kom, en ek sal wat hom na my toe kom, nooit uitwerp nie. Sê dit in vers 37. Vers 38 sê, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat alles wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Dis die wil van die Seun, en dis die wil van die Vader, dat geen verlore sal gaan nie. Daar's soveel ander tekste wat dit bevestig, soveel ander. Maar dink nou hier by jouself. Jesus staan in daai oomblik voor die Fariseërs en hy sê vir hulle, ek is die seun van die mens. Hy sê ek is God. Hy sê ek gaan op daai kruis sterf.
Ek gaan uit die dood uit opstaan. Hoekom? Dat as ek weer op die wolke kom, en ek kom vestig my koninkryk vir altyd. Die koninkryk van God is nou al aan die beweeg. Hy is in ons, die koning wat in ons regeer is besig om sy koninkryk op aarde te vestig. Maar met sy tweede koms sal sy koninkryk finaal en vir ewig gevestig word. Dan sal geen meer dispuut nie, dan sal geen meer teekanting nie. Dis 'n finale vestiging van Jesus se koninkryk. Maar Jesus sê as ek dan kom ek net om mense in my koninkryk in te nooi. Dan kom ek dan net, in 2 Petrus 3 praat daarvan, waar 'n wêreld is waarin geregtigheid woon. Dis al wat daar woon, net geregtigheid, net vrede. Nou hoekom is hierdie vir my en vir jou so belangrik? Wel, soos ons vandag nagmaal gaan gebruik, die eerste ding wat ek wil sê is, dink aan dit, die God van heelal. En hoe wonderlik is die Bybel? Hoe wonderlik is die Bybel dat Daniël 'n droom kry, honderde jare voor Jesus kom. Hy kry 'n droom en hy sien hierdie hele beeld voor hom afspeel. En Daniël sê eintlik in Daniël 7, ek het wakker geword en ek was verskrik. Want hy sien hierdie beeld voor hom afspeel en hy weet nie wat dit beteken nie. En daar's 'n engel met wie hy heel deur die hoofstuk praat en die engel sê vir hom 'n klomp goed. Maar Daniël is nog steeds, hy sê my gelaat het van kleur verander. Daniël was so geskok geweest oor die beeld wat hy sien. Want hy sien die lewende God, hy sien die seun van die mens, hy sien God die Vader, hy sien die troonkamer. En hy is so oorweldig deur hierdie beeld, dink ek, dat hy sê my gelaat se kleur het verander. En ek dink jy moet nogal groot skrik. Okay, ek dink nie Daniël het gebloos nie. Ek dink Daniël het geskrik. Hy sien hierdie. En Jesus kom en hy sê, dit was ek wat Daniël gesien het. En hierdie is hoekom ek gekom het. So die eerste ding waaraan ek wil hê, as julle vandag die nagmaal doen, die eerste ding waaraan ek wil hê jy vandag moet dink is, Jesus het vir jou gesterf, dat jy nie veroordeel mag word nie. Baie straightforward. Baie straightforward. Maar Jesus sê wat in Johannes 6? Hy sê hy wat van die bloed drink en van die vlees eet van die seun van die mens, het die ewige lewe. As jy vandag dit drink, dink aan die feit dat jy reeds die ewige lewe beerf het, daar waar jy sit. Daar waar jy sit, het jy geen vrees nie. Hoekom het jy geen vrees nie? Jy is nie veronderstel om te hê nie. Want jy weet hoe die storie gaan eindig. Al wat ons het, en Paulus sê altyd vir hulle as jy sy briewe lees, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Wat is die bemoediging? Die glorieryke verwagting van Jesus Christus wat weer kom. Die glorieryke verwagting van Jesus wat weer kom. Maar ek wil nog 'n skrif van die seun van die mens inbring. Blaai saam met na Markus 10 toe. In Markus 10 vers 45 lees ons die volgende. Want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie. Nou dink nou gou weer aan Daniël se beeld. Hierdie goddelike wese wat op wolke opvaar, wat in God se teenwoordigheid kan ingaan. In God se troonkamer kan ingaan en alles staan stil. En hy kom in en hy gaan sit sommer aan die regterhand. Hierdie wese het nie aarde toe gekom om vir mense te kom sê hoe belangrik hy is nie. Dis hoekom hy juist die titel van die seun van die mens gebruik. Want hy kom vereenselwig om met my en jou. Die eerste ding wat Jesus vir almal gesê het is, "Hi, ek's God hoor." Jy wil hom iewers dit sien doen. Iewers, ergens. Niks. Jesus inteendeel vra vir mense, wie sê julle is ek? Jesus kom en hy noem homself konstant die seun van die mens. Hoekom? Want hy sê hierso in Markus 10 vers 45, want hy's 'n dienaar. En die tweede ding wat ek vandag wil hê jy moet dink, soos jy nagmaal gebruik. Ons het al reeds oor die ewige lewe gepraat. Maar dink aan dienaarskap. Dink aan Jesus
wat gekom het om ons te dien. En dan dink jy, soos wat jy sy bloed drink en sy vlees eet, dat daai dienaarskap moet gestalte vind in my en jou. Wieler dat die nagmaal is 'n herinnering vir my en jou van dienaarskap. En ons mis dit so dikwels. Billy Graham said salvation is free, but it costs Jesus everything. But it costs Jesus everything. Ons 'n massiewe prys betaal. So die tweede ding waaraan jy asseblief vandag moet dink, soos wat ons geself, is dienaarskap. Maar dan is daar nog 'n derde punt, en dit kom ook uit hierdie skrif van Matteus 26, en ek wil dit gou weer vir julle lees. En ek wil saam met ons almal, ek wil lees met almal saam nagmaal gebruik. En dan wil ek saam met ons bid deur al hierdie punte. In Matteus 26, aan die einde sê Jesus vir hulle: U het dit gesê, maar ek sê vir u almal, van nou af sal u die seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God. Ek wil hê jy dink aan die krag van God. Dink aan die krag van God. Het jy die krag van God nodig vir genesing? Het jy die krag van God nodig vir bevryding in jou lewe? Sukkel jy met 'n verslawing? Sukkel jy met 'n identiteitskrisis? Sukkel jy met depressie? Sukkel jy met angstigheid? Sukkel jy met iets? Moenie net vandag die brood eet en die wyn drink en sê nou het ek nagmaal gedoen nie. Dink vandag aan die krag van God. Dis 'n interessante vers, nê? Hy sê nie ek sit aan die regterhand van my Vader nie. Hy sê ek sit aan die regterhand van die krag van God. Die krag van God, dink gou by jouself. Sê net gou hardop saam met my. Die krag van God. Ek hoor hoeveel getuienisse van mense wat een ding sê. Hulle sê mense het met my 'n Jesus gedeel wat geen krag het nie. Wie van julle het dit al gehoor sê? 'n Jesus wat geen krag het nie. Hierdie mak Jesus. Hy's geslaan en dit hom gekruisig. Maar hoekom? Want Jesus, die kragtigste wese van alle tye, het gekies om homself te verneder om my en jou te red. Maar hy het in krag opgestaan en hy sit aan die regterhand van die krag van God. En daai krag moet in my en jou lewe in die werking wees. Jy sien nou as 'n ding met my pla en dit pla my geweldig. En ek sal dit nou maar net sê soos wat dit in my hart leef. Paulus het opgestaan en die Here gepreek en mense het vrygekom. Nou wat het verander? Want mense hoor van die opgestaane Here vandag en niks gebeur nie. Daar's 'n Jesus wat krag het. Hy het krag. Hy het meer krag as enigiets wat hier op aarde is. So Jesus se bloed het vir my en jou die weg gebaan tot die krag van God. So ek wil vandag hê ons moet almal saam nagmaal gebruik. So in Openbaring 1 vers 8 staan daar, in vers 7, kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, en ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Jy sien, Jesus kom terug. Jesus kom terug. En die eerste ding wat ek vandag saam met julle mee wil deurbid, is dit, Jesus het vir jou gesterf, dat jy nie veroordeel mag word nie. Kom ons bid net daaroor. Here Jesus, dankie vir die woord, Here. Dankie vir die woord wat ons leer. Here, dat ons nie veroordeel voor U staan, Here, maar dat ons met 'n vrymoedigheid voor U kan kom, Vader. Vader, want U seun het vir ons 'n weg gebaan. Vader, want U seun het opgevaar na U toe en vir U kom vertel wat het hy bewerkstellig, Here. Vir U kom wys dat hy vir ons gesterf het, Here. Vir U kom wys dat hy sy bloed vir ons gegiet het en sy vlees vir ons gegee het, Vader. En Vader, ek bid vandag dat in mense se harte vandag sal opgaan die realiteit en die besef, Here, dat hulle vrygekoop is deur die bloed van Jesus. Dat die bloed van Jesus het ons skoon gewas, Here. Dat die bloed van Jesus het vergifnis gebring. En dat die bloed van Jesus is genoeg
Here. Die bloed van Jesus is genoeg. En Here Jesus, dankie dat ons kan weet dat as U weer kom met ons 'n verwagting. Here, omdat ons net uit hierdie lewe gaan oorgaan in die volgende een in. Want Here, om U te ken is reeds die ewige lewe. Om met U in verhouding te staan is reeds die ewige lewe. En Here, dankie dat U ons in hierdie lewe gaan gebruik om U koninkryk uit te bou. Die tweede ding wat ek saam met julle mee wil bid is dienaarskap. Here Jesus, dankie dat U ons ook leer om dienaars te wees. Here, dat U die seun van die mens, Here, die een wat waardig is om gedien te word, die een wat waardig is om aanbid te word. Here, ons lees in Daniël 7 dat al die volke en nasies sal na U toe kom en hulle sal voor U buig en hulle sal sê dis U koninkryk. Maar Here, U het nie roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar U het die gestalte van 'n diensknegt aangeneem. En U het vir ons kom wys wat dit is om U lewe neer te lê vir ander. En Here het ons vrygekoop. Maar Here, mag ons ook dienaars wees soos wat U was. Mag ons ook die voorbeeld van die seun van die mens volg. En Here, mag ons dienaars wees. Mag ons dienaars wees. Here, mag U bloed in ons, mag U vlees in ons dienaars skep, Here. Soos wat ons vandag dit eet en dit drink. En dan die derde ding wat ek vandag saam met julle wil bid, is die krag van God. Here Jesus, dankie dat U sit aan die regterhand van die krag van God, Here. Here, dankie dat U evangelie is die krag tot redding vir elkeen wat glo. So Here, dankie dat die krag van God ons eerstens red. Maar Here, dankie dat ek deur die krag van God deur elke persoon vanoggend hier kan verklaar. Genesing. En vat nou 'n minuut by jouself. En as jy fisiese, liggaamlike genesing nodig het, vertrou die Here daarvoor. As jy emosionele genesing nodig het, vertrou die Here daarvoor. En dalk sit jy daar en jy sê, maar ek ken nog nie vir Jesus nie. Dalk sit jy daar en sê, ek het nog geestelike genesing nodig. Ek voel nie ek het werklik hom aangeneem nie. Dis 'n gesprek tussen jou en hom. Sê vir hom dankie dat hy vir jou gesterf het. Sê vir hom dankie dat jy net die offer kan aanvaar. Sê vir hom dankie dat jy vergewe is. En sê vir hom dankie dat jy jou hemelse Vader mag ken. Verklaar en bely net jou afhanklikheid van hom en die offer wat genoegsaam is. En dan kom ook asseblief uit na die tyd, ek sal saam met jou wil bid. Maar Here, dankie dat ek die krag van God kan verklaar oor al die mense volgend. Dankie dat U elke persoon ontmoet waar hulle is. Drink die wyn, eet die vlees, praat met die Here, bid met hom. Ek wil vir julle 'n paar minute gee om net tyd met die Here te spandeer. Amen.